huis van die Here vanoggend. Dit is baie lekker om elkeen te sien vanmôre, te glimlag op die gesig en 'n warm hart om ook saam met ons hier op vanoggend die woord van die Here te kan hoor, maar ook om in lof en in prys en aanbidding voor ons Hemelse Vader te kom. Van enige besoeker vanoggend dat vir die heel eerste keer vanoggend hier saam met ons is baie welkom. En ook weer saam met ons bly en opgewonde oor dit wat die Here vanoggend vir ons wil doen en vir ons wil sê. Ons gaan vanoggend se erediens begin met 'n paar voorsangliedere. U kan net so bly sit terwyl ons die naam van die Here groot maak en prys. Oh
maar gehoorsaam, getrou aan die woord, kom maak my weer nuut, rig my gedagtes en my denke na bo. Sal jy asseblief saam met ons staan terwyl ons hierdie lied sing. Goeiemôre geliefdes. Baie hartlik welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Ons is dankbaar dat ons vanoggend weer so kan saam wees. Baie dankie vir u teenwoordigheid. En dit is absoluut die gebed van my hart dat die Here ook dit vanoggend in elkeen van ons se harte warm sal maak en dat ons sal beleef sy heilige teenwoordigheid, sy aanwesigheid in elkeen van ons se lewens. So baie dankie dat u vanoggend hier is. Kom ons buig die hoofde. Vader, voor u die Almagtige, buig ons die hoofde. En daarmee erken ons en bely ons totale afhanklikheid van u. Ons het gehoor, u roep ons, en ons het gekom, want ons glo en bely, deur die woord, deur die Gees, en deur ons teenwoordigheid as broers en susters, het u vir elkeen van ons vanoggend 'n boodskap.
Daarom word ons stil, daarom loof ons U, prys ons U, want U en U alleen is ons Vader, in U naam alleen. Amen. Geliefdes, genade vir U en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam deur saam te sing die pragtige lied 450 Vader, Seun, Heilige Gees. Kom ons sing dit tot lof van die Here. Kinders na vore kom vir ons kindernomie asseblief. Môre julle, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Ek is bly dit gaan goed met julle. Vanoggend wil ek vir julle 'n waar storie vertel. Dit is regtig 'n waar storie wat een keer gebeur het. En ek wens ek het dit geweet, maar ek het dit nie geweet nie, want toe ek dit een keer het dit my gebeur, maar nou het ek nie die storie vooruit nie. Dan sal julle verstaan. Daar was 'n dominee wat baie lief was om vir sy mense van Jesus te vertel. En hy wil vir al die mense die boodskap van Jesus bring, dat Jesus baie lief is vir elkeen. Maar dan het hy 'n probleem gehad. Daar was 'n plek oorkant die berg waar hy nie kon uitkom nie. Want die plek het bekend gestaan as die plek van die kwaai honde. Niemand kon by hierdie huise uitkom, want daar was verskriklike kwaai honde. As jy daar naby gekom het, het die honde geblaf, op jou afgestorm en jou gebyt. En hy het nou gewonder, hoe gaan hy vir hierdie mense van Jesus kan vertel? Hoe gaan hy by hulle uitkom? Want almal het hom gewaarsku. Jy kan nie so toe gaan nie. As jy so toe gaan, die honde gaan jou byt. En hy het gedink en gedink. En toe om te wy. Hy gaan vir Jesus vra om hom te help. Want hy het gedink, in die Bybel staan daar,
dat Jesus die Here het, toe Daniël in die leeukuil gegooi het, toe die Here die leeu's se bekke toegemaak, toe kon hulle nie vir Daniël byt nie. En hy het toe vir die Here gevra, Here, sal U nie asseblief hierdie honde se bekke toemaak nie? Sal U nie asseblief keer dat hierdie honde my byt nie? Want ek wil met die Bybel met hierdie mense gaan praat oor hulle verhouding, oor hulle liefde vir Jesus. En toe gaan hy oor die berg en hy stap nader na hierdie huise toe. Toe so nader stap, toe kom daai honde en hulle blaf en hulle blaf. En hy besluit nou net daar. Ek het vir die Here gevra dat hy hierdie honde se bekke sal toehou, dat hulle my nie sal byt nie. En hy het net aanhou loop met sy Bybel onder sy arm. En soos wat hy nader geloop het, het die honde geblaf en aangekom, en toe hulle by hom kom, het hulle net aan hom geryk, maar het hom nie gebyt nie. En hy kom toe met die mense te gaan praat oor Jesus. Dit het my baie geleer, want weet jy wat het ek met my gebeur hier? Ek het by mense ingegaan, en ek het hulle gevra, sal julle honde my nie byt nie? Hulle het gesê, nee, ek kan maar inkom. Dink julle, die honde het my gebyt? Die honde het my gebyt, my broek gesteer. Ek wens ek het hierdie storie voor die tyd geken, want nou nog is ek baie bang om by huise in te gaan, wat daar groot honde is. So, wat leer hierdie storie vir my? Hierdie storie leer vir my, Jesus het vir Daniël gehelp. So sal Jesus ook vir jou en my help. En ons moet hom net vra. En as ons hom vra, het ons dit glo. Hierdie dominee het gestap, nie omdat hy braaf en sterk is nie. Hy het gestap, want hy het geglo. Jesus gaan hom help, soos Jesus Daniël gehelp het. En as ek nou weer by honde ingaan, weet nie, maar ek gaan mooi vra. Jesus maak hulle monde toe, as ek daar inkom. Sal julle dit onthou? Kom ons glo dit, en kom ons leef dit. Kom ons maak ons oogies toe. Liewe Jesus, baie dankie vir die heilige woord. Dankie dat ons uit die woord kan leer. Daar is so baie dinge, liewe Jesus, wat my pla en my hinder. Daar is so baie dinge wat ek nie weet hoe om te hanteer nie. Maar soos U die dominee gehelp het, en hy gevra dat U die honde se bekke sal toemaak, so weet ons Jesus, sal U ook vir ons help as ons vir U vra. Help ons elke dag in ons huis, help ons by die skool, help ons met die sport, help ons met ons maatjies, dat ons kan weet, ons kan vir enigiets vra. U is altyd daar vir ons. Dankie Jesus, in U naam. Amen. Kom ons staan en sing ons 'n liedjie saam. Ja.
Geliefdes, ons gaan die woord van die Here oopmaak vanoggend by 1 Johannes 5. 1 Johannes 5, ons gaan daar lees van vers 1 tot vers 12. Na ons gebed om die opening van die woord, gaat ons sit in 'n sin, lied 442, lied 442, na ons gebed om die opening van die woord. Kom ons buig die hoofde. O Vader in die hemel, dit het ons verkondig aan die kinders vanoggend. Die verhaal, ware verhaal van 'n antwoord op gebed. Dat U asseblief moet help. U het gehelp. En daarom kom ons telkens terug na U toe, as die bron van krag, van liefde, van hulp. U ken ons elkeen vanoggend hier in die huis. U weet wat lewe in ons hart, in ons gemoed. U weet wat pla. U weet waarna ons verlang. U ken ons behoeftes. Ons kom plaas dit vanoggend alles voor die altaar neer. En ons dank U, Here, dat U my vanoggend by die naam geroep het om hier saam te wees met 'n medebroer en suster. Dankie dat U ons deur die Gees verbind tot 'n heilige familie. Dankie dat U die Vader is van ons familie. Daarom moet ons baie stil, met groot eerbied en respek. Want soos die dominee van ouds gehelp het, glo ons en weet ons, gaan U ook vir ons help, ons in gehoorsaamheid aan U woord. In Jesus naam. Amen.
Johannes 5 van vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan daarin, dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons voor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed. En die 3 getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God. Want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maar kom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo, wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit, God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Tot sover, geliefdes, in die heilige woord van die Here. Broer en suster, hierdie is 'n aangrypende gedeelte in die woord. 'n Kragvolle gedeelte in die woord, wat ek en jy elke dag eintlik oor en oor moet lees, elke dag oor en oor onsself weeg teenoor die woorde wat hier opgeteken staan. Daar was 'n skoonmaker wat gewerk het in 'n universiteitsgebou. En hy het gewerk spesifiek in die afdeling waar die teologiese studente hulle opleiding ontvang het. En wat vir hom aangrypend was terwyl hy so die gange skoon gemaak het, en die een lesinglokaal na die ander skoon gemaak het, was dat hierdie studente voortdurend met mekaar in gesprek was oor die Bybel. Soms het hulle mekaar gestry en soms het hulle gelag oor wat hulle vir mekaar gesê het oor die Bybel. En Sam was baie lief vir die Here. En dit was vir hom 'n voorreg om juis in hierdie gedeelte te werk waar hierdie studente opgelei word in die Bybel. So hy het eintlik so gewerk en so gestaan dat hy kon hoor wat sê hulle en wat deel hulle met mekaar. Want dit was vir hom so kosbaar, in sy eie woorde, soos manna uit die hemel. By geleentheid het hierdie studente so gesels en hulle oog vang toe dat Sam luister na hulle. En hulle kom toe nader en hulle vra vir Sam, wat dink jy
is die boodskap van die boek Openbaring. Wat dink jy is die boodskap van die boek Openbaring? En Sam het so 'n bietjie gedink, en hy het gesien, hy dink, en hy kom toe na vore. Jesus is die ou wat gaan wen. Jesus is die ou wat gaan wen. Broer en suster, hoe bly ek en jy staande? Hoe bly ek en jy staande in die tyd waar ons bevind? Ek het nie vir jou 'n kierie nie. Ek het nie vir jou 'n staf nie. Ek het nie vir jou 'n strijdjacket nie. Ek vra jou net eerlik en opreg. Hoe bly ek en jy staande? En ek kom sê vir jou, en die woord sê dit hier vir ons duidelik, glo in Jesus. Dit hoor ek elke dag. Dit hoor ek elke dag. Kom ons luister na die volgende verhaal. Jare gelede was daar 'n ryk man, baie ryk man. En hierdie ryk man het 'n seun gehad. En hierdie twee was baie lief vir mekaar gewees. Eintlik so 'n bietjie in afsondering gelewe. Maar dit het met hulle goed gegaan. En pa en seun het een groot liefde gehad, wat hulle met mekaar gedeel het. En dit was, dat hulle oor die wêreld gereis het. En telkens besoek gebring het aan kunsgalerye. En dan het hulle kunswerke opgekoop. Maar nie sommer hier jy kunswerke nie. Nie die beste. In hulle huis, 10 mure, was daar kunswerke van Picasso, van Van Gogh, van Rembrandt. Nie hier jy kunswerke nie. Kunswerke met geweldige waarde. Maar toe breek daar 'n oorlog uit, en die seun word opgeroep om in hierdie oorlog te gaan veg. Dit was vir die pa baie moeilik. En so gebeur dit, dat hierdie seun 'n vriend van hom bystaan, wat geskiet was. En hy het hierdie seun in sy arm gedra na 'n veilige plek toe, maar terwyl hy hom dra, word hy ook doodgeskiet. Dit was vir die vader hartverskeurend gewees, toe hy die boodskap gekry het. Maar hierdie vriend wat hy gedra het, was ook 'n skilder. En hierdie vriend het toe in sy op pad terugkom om met hierdie pa te deel wat gebeur het. Besluit om 'n skets te maak van die pa se seun. En toe die pa kom, het hy met die pa gesimpatiseer en het hy vir hom hierdie skets gegee. En die pa was so dankbaar daaroor gewees. Maar net 'n tyd daarna
hierdie seer was te groot vir die pa, het hy ook gesterwe. En die mense rondom hulle was baie opgewonde. Nie omdat hy dood is nie, maar opgewonde omdat hulle gewag het vir daai dag, dat hy kosbare skilderye opgevou sou word. Toe hulle by die huis kom, die dag met die veiling, toe was daar net 'n opgewondenheid. Elkeen wou net 'n hand op 'n skildery lê. Maar die afslaer het gesê, voordat ons verder gaan, is die eerste stuk wat opgevou moet word, die skets van die seun. En almal was so teleurgestel, ons het nie gekom vir 'n skets van die seun nie. My oog is op Picasso, my oog is op Rembrandt, my oog is op Van Gogh. Aflaer sê nee, eers hierdie skets. Dus dit so gebeur, dat hierdie skets opgevou word, en die bord word toegeslaan op R500. En dadelik was daar groot handeklap, nou kan ons aangaan. Dus sê die afslaer, jammer, maar die veiling is verby. Die veiling is verby. Hoe kan dit wees? Sy die testament het gelees. Hy, sy, wat hierdie skets koop, kan ook ontvang al die skilderye. Duisende rande. Broer en suster, dit is die boodskap van die Bybel. Dit is die boodskap van die Bybel. Gee jouself vir Jesus. En wanneer jy jouself vir Jesus gee, dan ontvang jy 'n skat, ongeken, aan hierdie wêreld. Wanneer jy jouself vir Jesus gee, word jy nuut gebore. Jy word 'n totaal nuwe mens. Die man het sy laaste R500 uitgehaal en sê, ek het hierdie seun geken. Ek sou graag daai skets wil hê. Jesus het aan die kruis vir jou en my gesterf. Aan die kruis het hy vir jou en my gesterf en het hy daar gesê, hy sterwe want hy wil vir jou en my hê as sy kinders. Goed, ek sê Jesus Christus aan die kruis laat sterwe, omdat hy vir jou en my wat kosbaar is, omdat hy ons vir hom wil toeëien. Daarom, ek is nie maar net 'n kind nie. Ek glo nie maar net sommer nie. Toe die Here my aangeraak het ek 'n nuwe mens geword. 'n nuwe mens met 'n rykdom in God Almagtig, wat niemand kan koop nie, en ook nie te koop is
is nie. Die Here het my deur sy Seun Jesus Christus losgekoop, dat ek 'n nuwe lewe, 'n nuwe pad kan volg. Daarom, om staande te bly, moet ek opstaan in Jesus. Niemand wat deur die Here Jesus aangeraak is, kan voortgaan met sy ou lewe. Niemand wat deur Jesus Christus aangeraak is, kan volhard in sonde nie. Iemand wat deur Jesus aangeraak is dood vir die sonde, is 'n nuwe mens, met 'n rykdom van God se genade, God se liefde, wat jou so oorspoel, jou so deurweef, dat jy totaal al nie is. Jy kan nie anders as om God se woord te lees, te oordink en te lewe nie. Dadelik as jy bely, 'n kind smag na die woord, 'n kind soek die woord oop, 'n kind bestudeer die woord, 'n kind lewe die woord, dan kom die aanklag van wettisisme. Moet ek nou die Bybel woord vir woord lewe? Wanneer Jesus oor jou kom, en oor jou pad kom, dan kan jy nie anders as om te lewe wat Jesus van jou vra. Jy kan nie anders as om vir Jesus op te staan nie. Jy kan nie anders as om te doen wat Jesus gedoen het nie. Kind wat opstaan in Jesus, leef nie meer nie. Maar Jesus leef in hom. En dan is kerk toe gaan, is Bybel lees, is bid, is mooi wees en mooi lewe en lief wees en lief hê. Is nie iets wat jy uitdink, maar die liefde van Jesus deurweef jou so, dat jy word Jesus in hierdie wêreld. My heil in Jesus word my heil in hierdie lewe. Dan is hierdie lewe nie meer vir my 'n worstelstryd nie. Dan kom die winde maar oor my en laat my nie net omval nie. Ek bly staande. Want ek hou vas. En ek staan op in Jesus, die rots, die ewige rots. In hom is ek gevestig. Hy hou my vas. Hy het my losgekoop. Hy het my losgekoop, omdat ek vir hom kosbaar is. Absoluut kosbaar is. En sy liefde dring my elke dag. Broer en suster, om op te staan in Jesus is vir baie mense 'n las. Want moet ek nou doen wat die Bybel sê? Moet ek nou leef soos die Bybel sê? Die oomblik as jy daai vraag vra, dan beantwoord jy die vraag self, dan het jy nog nie met Jesus vrede gemaak nie. Dan Jesus nog nie regtig in jou lewe ingekom
kom nie. Want met Jesus in jou en deel van jou, kan jy nie anders nie. Jy praat anders, jy dink anders, jy tree anders op. Nie uit jouself uit nie, maar deur die Gees van God, wat jou omdraai. En daarom, hy en sy wat omgedraai het, kan nie anders as op die pad saam met Jesus te loop nie. Die pad saam met Jesus te loop nie. Wie glo dat Jesus die Christus is, word nie uit hierdie wêreld weggeneem nie. Hoe dikwels hoor ons, ek wil nie meer lewe nie. Hoe dikwels hoor ons, ek kan nie meer in hierdie wêreld wees nie. Hierdie wêreld se blootstelling aan alles wat lelik is en vuil is, ek kan nie en ek wil nie deel wees daarvan nie. Wanneer jy saam met Jesus loop, dan beklee Jesus jou met 'n krag en 'n mag wat jou help om weerstand te bied teen die hitte en die stryd van hierdie lewe. Hy kom omvou jou as ware in 'n kokon en hy loop elke dag saam met jou en hy keer af die pyle, die aanslag van die bose. Ek kan nie sê ek wil nie meer lewe nie. Ek kan nie meer sê ek wil nie deel wees van hierdie sondige wêreld nie. Nee, met Jesus in my, deel van my, deurweef in my, word ek 'n oorwinnaar. Ek word 'n oorwinnaar, soos Jesus hierdie sondige wêreld oorwin het aan die kruis. Het ek saam met hom opgestaan, het ek saam met hom 'n oorwinnaar geword, en kan ek in hierdie lewe opstaan en bely, hy is my koning, hy is my Jesus, want hy het alles oorwin wat my wil omstoot, wat my wil laat val, my laat seer kry. Maar hoe staan ek dit teen? Ek staan dit teen om saam met Jesus te loop. Ek loop nie meer alleen nie. Ek loop saam met Jesus. Die water en die bloed. Jesus is gedoop. En toe hy gedoop is, het daar uit die hemel gekom 'n krag. Dis my seun. En daar op Golgotha, daar het 'n krag gekom. Hy het die dood gesterf, maar hy het opgestaan. Hy het oorwin, die dood oorwin. Deur die water en deur die bloed word bevestig. Dis nie 'n storie nie. So baie mense sê, wat help dit om in Jesus te glo? Wat help dit om kerk toe te gaan? Wat help dit om 'n medebroer en suster in Christus as 'n vriend en 'n vriendin te hê? Ek het 'n getuienis. Ek het 'n doop. Ek het 'n kruisiging. Ek het 'n leë graf. Toe hy opgestaan het, toe hy rondbeweeg het,
het hy gebid vir siekes, het hy mense bygestaan, het hy mense gehelp, so het ek ook die krag om op te staan en saam met Jesus te loop en saam te bid. Ja, ook te bid dat honde my nie byt nie, ook te bid dat daar vanaand kos op die tafel sal wees, ook te bid dat daar vrede en liefde in my huis sal wees. En dit is wat Jesus vir jou en my wil gee. Dit is wat Jesus vir ons wil gee om ons staande te hou. Wat het self gesê? Wat het self uit sy hart bely? Jesus Christus is die ou wat gaan wen. Broer en suster, kom ek en jy gee onsself vir hierdie ou, en dan kan ek en jy weet, niks sal ons ontstoot nie. Hy en hy alleen sal jou en my staande hou. Al kom watter wind, al kom watter storm, al kom watter ellende, is nie goedkoop woorde nie. Sy lewe het aan my openbaar, en hom, deur hom, met hom, is ek 'n oorwinnaar, en bly ek staande. Amen. Vader, is nie goedkoop woorde nie. Dis nie woorde sonder betekenis nie. Deur die doop, deur die dood, deur die opstanding, het U my bemagtig as 'n oorwinnaar. Het U my bemagtig om regop te staan, met trots te getuig, Jesus Christus, my saligmaker en my verlosser. O Gees van God, kom vul my, kom omvou my, en laat my elke dag vir U en U alleen opstaan. In U naam. Amen. Geliefdes, ons gaan nou die Here vereer met ons dankoffers. Ons gaan kyk na die afkondigings en ook na die verjaarsdag.
kyk na die verjaarsdag. Ons vra asseblief dat hulle sal staan, en sy name daar verskyn, dat ons vir hulle net 'n sjokoladetjie kan gee. Baie dankie, vanoggend is hier baie jy moet jou hand opsteek aan die hoek. Goed. Wie hier so goed voor. Ons sê vir elkeen baie geluk met die verjaarsdag en dit is ons gebed dat dit vir elkeen 'n baie mooi dag en 'n baie mooi nuwe lewensjaar sal wees. Ons dink aan elkeen van julle. Geliefdes, dan is so ongelukkig weer so, dit moet nou ophou asseblief, julle moet nou gesond bly. Ons moet ongelukkig weer hierdie week, het ons 'n begrafnis, ons dink aan Denise, haar 2 seuns en dogter, met die afsterwe van haar man Chris. Hy is hierdie week oorlede, en ons vra dat ons asseblief aan die Jankovic familie sal dink. Die begrafnis is eerskomende donderdag. En dan, saam met die hartseer, is dat ook altyd mooi. So, ek is gevra om te vra, baie mooi te vra, met ons bazaar die 31ste Mei, is daar 'n teetyd. En ons wil graag vra, dat julle ons asseblief sal ondersteun. Is dit reg as ek sê met klein gebak, né? Klein of groot, moenie gulsig wees nie. Mens vra altyd 'n bietjie, en dan kry jy meer. Goed, bak koek, susters. Klein gebak, om saam met die koffie en die tee te geniet. So ons vra vir ons susters, asseblief, om ons daarmee te help, te ondersteun. Ons sal dit baie waardeer. Goed, baie dankie. Goed, ons slotlied is Ek roem U naam, en na ons seënuitspraak is die uitstaplied getuig. Kom ons staan vir die slotlied, Ek roem U naam.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, syn wees met elkeen van ons, om ons staande te hou. Amen.